Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag, 18 Junie. Bring hulle terug. Almal van ons het al oomblikke van swakheid of weifeling in ons wandel met God beleef. Daardie diepe valleie van innerlike ontrouheid en daardie laagtepunte van ellelange louheid. Wat het jou na God en 'n noue wandel met hom teruggebring? Sagaria 10 bevat lieflike boodskappe oor die Here wat sy volk na hom toe terugbring. Lees dit aandagtig deur. Neem deurgaans kennis van die hoofboodskappe. Ons lees Sagaria 10. 'n heerlike toesegging aan Israel. Bid tot die Here om reën in die tyd van die laatreëns. Die Here maak die weerligte en hy sal aan hulle 'n stortreën gee, plante op die veld aan iedereen. Want die huisgode spreek bedrog en die waarsêer sien leuns en verkondig nietige drome, hulle troos met wind. Daarom het hulle weggeswerwe soos 'n kudde. Hulle verkeer in verdrukking omdat daar geen herder is nie. Teen die herders het my toorn ontvlam en oor die verbrokke sal ek besoeking bring, want die Here van die leerskare gee ag op sy kudde, op die huis van Juda en maak hulle tot sy pragtige perd in die stryd. Uit hom sal die hoeksteen, uit hom die muurben, uit hom die strydboog, uit hom die heersers almal saam uitgaan. En hulle sal wees soos helde wat in die oorlog die modder van die strate vertrap, en hulle sal veg, want die Here is met hulle, en die ruiter sal beskaamd uitkom. En ek sal die huis van Juda sterk maak, en aan die huis van Josef hulp verleen, en hulle 'n woonplek aanwys, want ek ontferm my oor hulle. En hulle sal wees asof ek hulle nie verwerp het nie, want ek is die Here, hulle God, en ek sal hulle verhoor. En Efraim sal wees soos 'n held, en hulle hart sal vrolik wees soos deur wyn, en hulle kinders sal dit sien en hulle verbly. Hulle hart sal juig in die Here. Ek wil vir hulle vleit en hulle vergader, want ek het hulle losgekoop, en hulle sal net so talryk wees soos tevore. En ek sal hulle saai onder die volke, en in die verafgeleë streke sal hulle aan my dink, en hulle sal saam met hul kinders in die lewe bly en terugkom. En ek sal hulle terugbring uit Egipteland en uit Aser, hulle vergader en hulle na die land Gilead en die Libanon bring, maar dit sal vir hulle nie voldoende wees nie. En hy sal deur die see van benoudheid trek en die golwe aan die see slaan, en al die dieptes van die Nyl sal opdroog, ook sal die trotsheid van Assirië neergewerp word, en die scepter van Egipteland wyk. En ek sal hulle sterk maak in die Here, en hulle sal in sy naam wandel, spreek die Here. Sagaria, hoofstuk 10. In 'n praktiese sin is dit dikwels uitdagend om behoorlik aansluiting te vind by of interaksie te hê met 'n geliefde wat die Here versaak het. Dalk wonder jy, as iets net nie gebeur het nie, sou dinge nou heeltemal anders gewees het. Dalk vra jy, hoe en waaroor moet ons praat nadat my kind 'n ander lewensuitkyk het? Dalk voel jy gefrustreerd en hopeloos vir die swak besluite wat hy of sy periodiek maak. Hierdie gedagtes het altyd 'n uitwerking op die wyse waarop jy daardie geliefde behandel. Derhalwe is dit uiters belangrik dat jou handel en wandel 'n konstante uitvloeisel van jou stilte tyd saam met die Heiland is. Let op die lewe wat jy voor die afgedwaalde kind of 'n afvallige eggenoot het. Let op jou woorde en optrede. Let op jou gebede. Al hierdie dinge is jou getuienis wat hulle lewens en toekoms radikaal kan verander. Lukas 22 vers 31 en 32 sê vir ons, en die Here sê, Simson, Simson, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Johannes 21 vers 15 tot 17 sê ook vir ons,
Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom: Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom: Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom 'n derde maal gevra het: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Hierdie verse toon hoe Jesus se voorbidding vir Petrus sy toekoms verander het. Neem die hartseer, vooroordeel en veroordeling, al die negatiewe gevoelens weens daardie persoon, en gee dit vir die Here. Vra hom om dit met liefde te vervang, die soort wat slegs hy kan gee. Bid dat God jou met sy karakter bedek, sodat jy 'n liefdevolle en onselfsugtige houding teenoor daardie persoon sal uitstraal. Let op Ellen G. White se skrywe in die verband in The Ministry of Healing, bladsy 470. Niks wat 'n deurtastende uitwerking op die innerlike het, is so kragtig as 'n onbaatsigtige lewe nie. Die sterkste argument ten gunste van die evangelie is 'n liefdevolle en innemende Christen. Ellen G. White, The Ministry of Healing, bladsy 470. Diegene wat Christus verwerp het, sien 'n voorbeeld wat ontstel. Hulle merk ons geloofsbestendigheid. Sodoende sien hulle ons as rigtingwysers na Christus en besef dat hierdie voorbeeldige lewe slegs van buite die mens kan kom. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, die liefde wat nooit tou opgooi nie en die hoop wat alle moontlikhede oorskry, dit sien hulle raak. God se liefde vir ons en ons geliefdes is onversetlik. Hierdie liefde wat ons daagliks van die Here ontvang, kan ons aan ons naaste gee. Waartoe moedig Efesiërs 3 vers 17 tot 19 ons aan? Ons lees en sluit af met Efesiërs 3 vers 17 tot 19. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, van die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.